Geliefdes, ons sit ons reeks preke uit die boek aan die Romeine voor en ons lees vanoggend uit Romeine 3 van vers 9 af. Die brief aan die Romeine, hoofstuk 3 van vers 9 af. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde soos giftige slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou, ons teksverse begin hier by vers 21 tot 24, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Daar eindig ons teksverse. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Geliefdes in die Here, ons leef in 'n tyd waarin veral die jong mense onder groot druk is om te presteer. Hulle leer van jongs af, as jy bo wil uitkom, moet jy die beste wees. Daarom dink baie jong mense dat as jy verlos wil word, dan moet jy ook die beste Christen wees wat daar is. Ons leef ook in 'n tyd waarin baie ou mense dink dat hulle nooit goed genoeg was om verlos te word nie. Hulle verwyd hulle self oor al hulle geloofsmislukkings
en 'n lewe van baie sondes wat agter hulle lê. Hulle gewetens kla hulle aan omdat hulle dikwels gefaal het en dikwels in die sonde bly lê het. Genadiglik het die evangelie goeie nuus vir albei groepe. Die ware evangelie haal die druk van enigeen af wat dink dat jy jouself moet red met geloofsprestasies en goeie werke. Dit het ook ware troos vir almal wat terugkyk op 'n lewe vol oortredings en sonde en wat hulle self daaroor verwyd en hulle lewe lank skuldig voel daaroor. Ja, as jy die brief van die Romeine verstaan, dan kry jy insig in God se raadsplan om sonde verlore mense vir ewig te verlos. As jy die brief van die Romeine verstaan, dan kan jy nie anders as om grensloos dankbaar te wees vir God se oorvloedige genade in Christus nie. Hierdie Bybelboek het 'n baie belangrike rol gespeel in die reformatie wat 500 jaar gelede plaasgevind het. Toe Luther en later ook Calvin die Romeine brief begin lees het, was daar asof daar 'n lig vir hulle opgegaan het. Want die Romeine brief verkondig die hart van die evangelie. Ons het nou al gehoor dat die tema in hoofstuk 1 vers 17 aangekondig word. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Ja, vir 1000 jaar moes die gelowiges die dwaalleer hoor, jy moet jou eie saligheid verdien. Jy moet jou eie sondeskuld tot niet maak met jou goeie werke, met gehoorsaamheid aan die wet van God. Jy moet goed genoeg wees, sodat God jou kan red. En daarom is daar vandag nog ongelukkig baie mense, selfs gereformeerdes wat dink, ek moet hierdie klomp goeders doen, ek moet goed genoeg wees, sodat God my kan red. Maar manne soos Luther en Calvin het weer die waarheid van die woord ontdek, wat ook so helder en duidelik in ons teks genoem word. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Geliefdes, as ons oor hierdie dinge nadink, is dit belangrik om te begin waar die Bybel begin. Die feit dat ons almal sondaars is wat die dood verdien. Ons teks sê baie duidelik, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig, ook ek. Hieroor is die Bybel baie duidelik. Ons het mos gelees van vers 9 af. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Ontzag vir God het hulle nie. So alle mense is die sondaars, verdien om vir ewig verdoem te word en het verlossing nodig. En ons eerste gedagte is gewoonlik,
Hoe kan ek verlossing verdien by God? Wel, ons is so sondig. Ons kan nie verlossing verdien nie. Die blye boodskap is ook, ek hoef nie. Hieroor is ons teks ook baie duidelik. Ons het 'n verlosser, Jesus Christus, wat alles vir ons in ons plek verdien het. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet van God te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. Letterlik staan daar geregtigheid sonder die wet. Vryspraak sonder die wet. God se reddingsplan was dus van die begin af deur genade en nie deur die werke van die wet nie. Nou dat Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, is dit helder en duidelik. God gee dit uit genade sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Grond van sy genade, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dis die hart van die evangelie. En daarom ook die hart van die gereformeerde godsdiens. Ja, geliefdes, om gereformeerd te wees is om te glo dat ek enkel en alleen gered word omdat Christus vir my sondes betaal het. Dis om te glo dat ek sonder enige verdienste van my kant gered word. Ek kan dus niks van my kant af doen om gered te word nie. As ek eendag voor die poorte van die hemel staan en daar word vir my gevra, waarom moet jy hier toegelaat word? Dan sal ek nie 'n CV kan inhandig wat al my goeie werke beklemtoon nie. Nee, dan is die enigste antwoord, omdat Jesus Christus my volkome verlos het. Ek is 'n sondaar, maar hy het daarvoor betaal. Hy het my met sy bloed gekoop. Daarom en daarom alleen kan ek die koninkryk van God beerwe. Op grond van sy genade alleen. Vanweë die verlossing deur Jesus Christus alleen. Om te glo dat ons sonder enige verdienste van ons kant gered word is Bybels, is gereformeerd. In die Romeinebrief sit hierdie waarheid op 'n besondere manier uiteen. Dit word in die vorm van 'n hofsaak gedoen. In hoofstuk 1 vers 3 tot 20 kry ons die klagstaat. Almal is die dood skuldig oor hulle sonde. Daar is selfs nie een wat onskuldig is nie. Dit sê ons teks ook. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig. Dan in hoofstuk 3 van vers 21 tot 4 vers 25 kry ons dan die uitspraak van die regter op grond van hierdie klagstaat. Almal word sonder uitsondering skuldig bevind. Daar is nie een wat onskuldig is nie. Die getuienis teen elkeen is oorweldigend. En dan kry ons die verrassende uitspraak in hoofstuk 5 tot 8. God spreek elkeen vry op grond van die soenverdienste van Christus aan die kruis. Elkeen wat in Jesus Christus glo. Dit sê ons teks ook, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Ja, dis 'n verrassende uitspraak,
Want die klag, of vonnis sal ons dan liewer sê. Die klagstaat was duidelik, almal is skuldig. Die regter het beslis, almal is skuldig. Maar wat is die vonnis? Die vonnis wat verdien word is die ewige dood. Maar die verrassende vonnis van die groot regter is, skuldige sondaars wat die dood verdien, ontvang die ewige lewe, omdat hulle deur die geloof geregverdig is. Omdat Jesus Christus vir hulle betaal het, is hulle skuld voor God betaal. Hulle is deur sy bloed geregverdig. So Jesus Christus red ons sonder verdienste uit genade. Ek hoef nie God se geregtigheid te verdien nie. Hy skenk dit aan my. Hy het dit vir my verdien. Geliefdes, dis 'n baie belangrike begrip in die hele Romeinebrief, die geregtigheid van God. In Romeine 1 vers 17 staan daar in die ou vertaling, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. As die Romeinebrief oor die geregtigheid van God praat, word daar nie na 'n eienskap van God verwys nie. Nee, die geregtigheid van God beteken hier die geregtigheid wat God aan jou gee. Dit beteken om voor die Here te staan as een wie se skuld betaal is. Om geregverdig, regverdig gemaak voor God te staan. En daarom vertaal die nuwe vertaling dit met die vryspraak van God, om deur God vrygespreek te wees. Hoe kry ons deel aan hierdie geregtigheid? Hierdie vryspraak? Alleen deur geloof in Jesus Christus. In Romeine 1 vers 17 staan daar in die ou vertaling, met die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Dit beteken van begin tot einde net deur geloof, geheel en al net deur geloof. Daarom vertaal die nuwe vertaling dit met in die evangelie om tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Maar weer eens, ons moet mooi oplet, ook in ons geloof is nie ons prestasie wat ons in die vryspraak laat deel nie. Ons glo ons nie self regverdig nie. Geloof is nie ek wat my deel doen en dan doen God sy deel nie. Nee, Jesus Christus het vir ons sondes betaal. Hy laat ons in die vryspraak deel. Hy maak ons regverdig in God se oë. Daarom sê ons teks ook, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Maar dit is geloof wat ons aan Christus bind. Daarom sê Romeine 1 vers 17 ook, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Of anders gestel, wie geregverdig is deur die geloof, sal lewe. En ons teks sê, dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar in deur Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. En selfs die geloof, sê Efesiërs 1 en 2, is 'n geskenk van God. Geliefdes, dis wonderlike bevrydende nuus wat al die druk van ons afhaal om onsself te red. Wat ons troos dat al ons sondes volledig betaal is. Maar hier moet ons nie bly vassteek nie. Baie mense redeneer, Jesus Christus het vir my sondes betaal en nou is ek gered en omdat ek gered is, hoef niks verder te gebeur nie. Ek hoef niks
verder of anders te doen nie. My lewe kan maar net bly soos dit is. Nee, ons geloof moet tog in ons lewens grondvat. Iemand wat besef dat hy deur Christus uit genade gered is, sy lewe word daardeur verander. Sy dankbaarheid ken nou geen perke nie. Hy doen nou goeie werke nie om gered te word nie, maar hy dankbaarheid daarvoor dat hy gered is. En met goeie werke word bedoel om in gehoorsaamheid aan God te lewe. Om God bo alles lief te hê en jou naaste soos jouself. Goeie werke is om die 10 gebooie te gehoorsaam. Dit is om byvoorbeeld God as die enigste ware God te dien, op hom alleen te vertrou, sy naam en sy dag te heilig, om offergawes te gee, om Bybel te lees en te bid, om huisgodsdienst te hou, om vir ander mense iets te beteken, om goed te wees vir jou huweliksmaat en jou gesin. Waarom moet ons nog al hierdie dinge, al hierdie goeie werke doen? Terwyl ons dan tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? Geliefdes, ons doen goeie werke omdat Christus, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe sal bewys dat ons dankbaar is teenoor God vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Ons is deur Christus gered. Ja, dis God se groot genade. Daar is niks wat ons daartoe kon bydra nie. Maar dis ook net die helfte van die waarheid. Ons is ook deur sy Gees nuut gemaak. So nuut dat ons 'n dankbare lewe wil lei. Dat ons God wil prys met ons hele lewe. Dat ons onsself aan hom wil gee as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Goeie werke is nie die grond van ons redding nie, maar dit is die vrug van ons redding. Baie mense weet, mens word nie deur sy eie verdienste gered nie, maar deur Christus. Maar hulle kom ook nie verder as dit nie. Hulle leef nie uit dankbaarheid as nuutgemaakte mense nie. Hierdie evangelie verander nie hulle hart en hulle verstand en hulle lewe nie. Die dankbaarheid en die blydskap en die vreugde ontbreek by hulle. En omdat dit ontbreek is daar ook nie goeie werke of dade van dankbaarheid nie. En so halveer hulle Christus se versoeningswerk. Hy red tog en hy maak ons nuut deur sy Gees. Christus het die magte van die bose kom verbreek, om ons daarvan te bevry. Waar ons eers as gevolg van ons sondige natuur nie anders kon as om God en ons naaste te haat nie, word ons nou deur die Heilige Gees vernuwe tot Christus se ewebeeld. Dit beteken dat ons God nou bo alles wil lief hê en ons naaste soos onsself. Ons doen dus nie goeie werke om gered te word nie, maar ons word gered om goeie werke te doen. En as jy deur Christus gered is dit onmoontlik dat jou lewe nie daardeur geraak sal word nie. Want onmiddellik sien jy alles in 'n ander lig. Want die Heilige Gees vernuwe ook jou denke. Nou gaan dit nie meer vir jou oor jouself of jou eer nie, maar oor God en sy eer. En sodra dit nie meer vir jou oor jouself gaan nie, maar oor God, dan kry jy dit reg om ander te vergewe. Word dit makliker om meer en meer liefde aan jou huweliksmaat of jou ouers of jou kinders en alle ander mense te bewys. En sodra dit nie meer vir jou oor jouself gaan nie, maar oor God, dan kry jy dit reg
om liefdesdiens te doen. Om ten spyte van moeilike omstandighede met opofferings na God se erediens te kom en hom te ontmoet, om siekes te gaan besoek, om mee te leef met medegelowiges. Dan kry jy dit ook reg om ten spyte van 'n besige program tyd te hê, om in die gemeente dienswerk te doen, om leiding te neem, of wat ook al. Jy kry dit reg om jouself aan God te offer, om jou lewe as 'n dankoffer aan hom te wy. Nou kan jy ook nie meer lewe sonder jou binnekamer godsdiens nie, want God neem meer en meer die middelpunt van jou lewe in. Jou diens aan God bring vreugde in jou lewe wat enige ander vreugde oortref. Geliefdes, dit is belangrik om in te sien dat Christus se verlossing uit 2 dele bestaan. Hy red ons sonder enige verdienste van ons kant en hy maak ons nuut deur sy Gees, sodat die dankbaarheid sal straal uit alles wat ons doen. As mens net aan die redding vashou, maar nie ook aan die vernuwing deur die Gees nie, dan is jy soos 'n vrugteboom wat geen vrugte dra nie, 'n wolk wat geen reën bring nie, 'n leë blik wat net kan raas. Aan die ander kant, as jy net aan die vernuwing deur die Gees vashou, en jy vergeet dat jy sonder enige verdienste van jou kant uit genade deur Christus gered word, dan sal jy allerhande dinge probeer doen om gered te word. En die dodelike kiem van selfverlossing sit in hierdie soort teologie. Jy het Christus plus jou eie pogings nodig om gered te word, sê hierdie teologie. Die goeie nuus van die evangelie is egter duidelik in Romeine. Die gereformeerde teologie is Bybels en gebalanseerd. Christus red my uit genade sonder enige verdienste van my kant af. En hy maak my nuut deur sy Gees. Kom ons sorg dat ons belydenis nie net 'n mooi teorie bly nie, deur dit 'n werklikheid te maak. Hoe? Deur elke dag soos dankbare, gehoorsame, diensbare, nuutgemaakte mense onder leiding van die Heilige Gees te lewe. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die ware en die blye evangelie, wat alle druk van ons afhaal, om onsself te probeer red, op watter manier ook al. Die ware en blye evangelie wat ons ook daarvan verseker, dat ons sondeskuld ten volle deur ons Here Jesus Christus betaal is. Ja, ons dank U dat ons opnuut weer kon hoor, dat ons Here Jesus Christus ons red sonder enige verdienste van ons kant, en dat hy ons nuut maak, dat hy van ons nuwe mense maak deur die Heilige Gees. Daarom bid ons dat U ons ook in hierdie week wat voorlê sal lei om elke dag soos U dankbare, gehoorsame, diensbare, nuutgemaakte kinders onder leiding van U woord en Gees te kan lewe. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig.
is die beruiming van Efesiërs 1, die verkiesingsjubel. Dit is skrifberuiming 24, ons sing vers 1, 2 en 7. In vers 2, hy het deur eie wil bewoog dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil, uit mededoe ons as sy kinders aangeneem. Skrifberuiming 24, vers 1, 2 en 7, en dan bly ons staan vir die seën van die Here. Die Here seën u en sal u beskerm. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.